Op soek na die ware Jesus. Hoofstuk 2. 'n vals verbondsgod. Aan jou gebring deur Ignited in Christ, Suid-Afrika, Oktober 2025. Deel 4. Die vals verbondsgod van Abraham, Isak en Jakob. Ons herken dat ons ten dele ken en ons stem saam met Paulus waar hy sê: Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. In hierdie deel sal ons dit waag om te onderskei of die sogenaamde Abrahamiese verbond, gebaseer op Genesis 12 en 15, kwalifiseer as 'n verbond, eerstens, en tweedens of dit met die ware God, Jesus Christus, die woord, was, of met die vyand, Jod-Hei-Waf-Hei, oftewel Yahweh, die songod. Dit is duidelik dat baie afhang van die uitkoms van hierdie ondersoek. Kom onderskei saam en waag dit, om jou geestelike intellek onder leiding van die Heilige Gees te gebruik. Nou, ons wil net eerstens sê, u moet seker maak dat u eers 'n deeglike begrip het van die betekenis van verbond en hoe dit verskil met die begrippe van kontrak en 'n belofte en 'n bloedeed ensovoorts voordat u hierdie deel verder kyk, want u sal dit dan net beter verstaan. So gaan gerus eers terug na deel 1 van hoofstuk 2 en gaan bestudeer dit eers voordat u hierdie verder kyk. En dan, soos ons voortgaan met hierdie ondersoek, is dit belangrik om in gedagte te hou dat ons Here Jesus Christus is, soos Paulus gesê het, gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid is hy dieselfde. Sy aard verander nie. Hy is nie soos 'n verkleur mannetjie wat na gelang van die tyd en die omstandighede homself verander nie, om by mense aan te pas nie. Nee, hy bly altyd dieselfde. So kom ons kyk na die beloftes wat gemaak is aan Abraham in Genesis 12. En ons analiseer dit bietjie. Want ek dink, u het soos ek ook al baie hierdie dele gelees, en dan lees mens dit en alles maak nie noodwendig vir jou sin nie, maar jy aanvaar dit maar net en jy lees verder. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. En ons analiseer dit en ons gebruik ons geestelike intellek wat Jesus vir ons gegee het, om dit te analiseer. Nou, u sal gaan sien, as u dit weer gaan lees, dan gaan u sien dat hierdie beloftes wat die sogenaamde Here hier tot Abraham maak, spreek tot Abraham se vlees. En ons weet dat valse profesie, in hierdie tyd waarin ons leef ook, mens kan vals profesie onderskei, deur te sien dat dit tot die mense vlees spreek. Jy gaan ryk word, jy gaan 'n belangrike persoon word, jy gaan 'n groot roeping hê, jy gaan dit hê, jy gaan dat hê. Met ander woorde, dit validate jou vlees. Dit gaan nie, of dit gaan, maar dit gaan sekondêr oor Jesus en sy koninkryk, maar dit gaan in die eerste plek oor jou. Dan kan ons dit onderskei as vals profesie. So, ons lees daar dat hierdie Here spreek tot Abraham se vlees, want hy beloof hom om hom 'n groot nasie te maak, om hom 'n groot nasie te maak, om hom te seën en om sy naam groot te maak, en om in hom, die belofte dat in hom al die nasies van die aarde geseën sal word. En nou moet jy ook onthou, die vyand kom en hy counterfeit, hy vervals, en hy doen dit op so 'n manier, dat die vervalste weergawe baie lyk na die egte weergawe, maar dit is nie. Dis soos daai, hy's net 1% af, en jy met daai 1% af, moet jy kan onderskei.
Verder lees ons daar dat om hierdie seëninge te ontvang, moet Abraham sy land, sy familie en sy vader se huis verlaat en na 'n land gaan wat God hom sal wys. So liewe bruid van Jesus, kan u sien, dit kom hier neer op 'n voorwaarde. Dis 'n voorwaardelike belofte. En daar word 'n teenprestasie dus van Abraham verwag. Hierdie belofte word nie net gratis en verniet gegee, onvoorwaardelik nie, want dit is die aard van ons Here Jesus Christus. Nee, daar word gesê, hierdie beloftes sal waar word, indien jy die volgende doen. Teenprestasie. Dan lees ons ook dat hierdie Here sê, dat hy hom sal vervloek, wat vir Abraham vervloek. Genesis 12 vers 3. Bruid van Jesus, kan u sien dat dit is die gees van weerwraak wat hier besig is. 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ek sal hom vervloek wat vir jou vervloek. Is ons God Jesus Christus 'n God van vervloeking en wraak? Hy het gesê, Jesus self het gesê in Matteus 5 vers 38 tot 39. Julle het gehoor dat daar gesê is onder die wet van Moses, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Dit klink nie vir my na weerwraak nie. Dit klink vir my na 'n God wat sê, moenie weerwraak neem nie. Moenie jou teen 'n kwaadwillige mens verset nie. En dan lees ons in Genesis 12 vers 7, dat hierdie Here aan Abraham verskyn het. Maar nou kan ek nie help om die analogie te trek met Islam, waar die engel Gabriel ook aan Abraham verskyn het. Ag nie aan Abraham nie, ekskuus julle, aan Mohammed verskyn het. En volgens Mormonisme het 'n engel genaamd Moroni ook aan Joseph Smith verskyn. En in beide gevalle het dit aanleiding gegee tot misleiding en ernstige dwaling. So in Genesis 12 vers 7 het die Here aan Abraham verskyn. Maar Johannes sê, wie die naaste aan Jesus Christus was, toe hy op aarde geleef het, sê in Johannes 1 vers 18, niemand, nou my interpretasie van niemand, sê ook nie Abraham nie. Niemand het God ooit gesien nie, maar sy enigste seun, self God, wat in die boesem van die Vader is, hy het hom bekend gemaak. Dan lees ons verder dat Abraham het 'n altaar vir die Here gebou om brandoffers te bring. Maar Jesus het in Matteus 9 vers 13 gesê, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid. Liefde met ander woorde. Ek is 'n God van liefde en nie brandoffers nie. Nou, dan lees ons ook dat dieselfde Here wat die beloftes gemaak het in Genesis 12, het Abraham se wit leen aan die Farao oor sy vrou Sarai goedgekeur. Nou is dit belangrik om op te let dat die vrymesselaars glo ook dat dit aanvaarbaar is om onder eed te lieg as dit is om jou broer te beskerm. Kan u sien dat dit dieselfde gees is wat hier opereer? En dieselfde Here het toe die Farao met pla getuister, ten einde Sarai te laat gaan. Maar bruid van Jesus Christus, Jesus sê dan in Openbaring 18 vers 4, dat ons uit Babylon moet kom, dit is die vyandse koninkryk, die vals kerk van die Antichrist, om nie deel te hê aan haar sondes nie, en daardeur van haar pla te ontvang nie. Met ander woorde, dit is die vals kerk van die Antichrist, die vyandse koninkryk, wat pla bring
Die vyand bring pla. Ons God Jesus Christus is 'n God van liefde en hy tuister nie mense met pla nie. Nou die beloftes wat aan Abraham in Genesis 12 gemaak het, weerspieël nie die aard van ons God Jesus Christus nie. Aangesien dit spreek tot Abraham se vlees, dit is voorwaardelik en dit vereis 'n teenprestasie. Verder is dit duidelik die God van vloek en wraak, wat wit leuns goedkeur, die doel heilig die middele, en die God van pla, wat hier opereer. Dis ons gevolgtrekking is, dit is nie ons God, Jesus Christus nie, maar inderdaad die vyand, die Here van die duisternis, die songod, Jod-Heh-Waf-Heh of Yahweh, wat hierdie beloftes aan Abraham gemaak het. Nou kom ons by die belofte wat aan Abraham in Genesis 15 vers 1 tot 6 gemaak is. En oënskynlik lyk dit soos 'n duplikasie en al klaar is dit vir 'n mens vreemd. Hoekom sal God 2 keer kom en dieselfde goed sê? Of nie dieselfde nie, maar dit lyk so amper half na dieselfde. So ja, kom ons analiseer dit nou. Genesis 15 vers 1 tot 6. Daar lees ons dat die woord van die Here het tot Abraham in 'n visioen gekom. Met ander woorde, Abraham sien nie vir God nie, maar hy ervaar dat God met hom praat in 'n visioen, geestelik, deur sy geestelike sintuie. Dan is daar ook geen vrees by betrokke nie, want dadelik kom die bevel, moenie bang wees nie, Abraham. So duidelik is dit die God wat nie vrees en angs by mense wil bring, en in dit werk nie, wat hier aan die werk is. Dit is die God van liefde, nie van vrees nie. En dan kom die belofte van 'n erfgenaam en 'n groot nageslag wat aan Abraham gemaak word. Maar ons moet oplet hierso, dit gaan egter nie oor Abraham hierso nie. Dit gaan nie oor sy vlees nie. Maar dit gaan eerder oor die Messias, Jesus Christus, wat uit Abraham se nageslag gebore sou word. Ek herhaal net, dit is duidelik hierso dat dit nie gaan oor Abraham se vlees nie, om dit te bevredig nie, maar dit gaan eerder oor die Messias, Jesus Christus, wat uit Abraham se nageslag gebore sou word. En daarom is dit nodig dat Abraham 'n erfgenaam en 'n nageslag moet hê. En hierdie belofte is ook eensydig. Geen teenprestasie word van Abraham vereis nie, behalwe blote geloof, net aanvaarding. En dan lees ons ook in vers 6, en hy, dit is Abraham, het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. So dit was goed vir die Here, Jesus Christus, dat Abraham geglo het wat aan hom beloof is, en dit was genoeg. So die gevolgtrekking is, deur die Gees agter hierdie belofte te onderskei, word geopenbaar aan ons, dat dit ons Here Jesus Christus die woord was, wat hier aan die werk was, aangesien. Daar was nie 'n verskyning aan Abraham nie. Jesus se woorde word in 'n visioen gehoor. 'n Bevel om nie te vrees nie. Dit is 'n onvoorwaardelike belofte, so geen teenprestasie word van Abraham verwag nie. Dit is gratis en verniet, ongeag wat Abraham doen. So ongeag wat Abraham sou doen, God se belofte staan. En dit gaan nie hier oor Abraham, sy vleesmens nie, maar dit gaan oor die nageslag, waaruit die Messias, Jesus Christus, gebore sou word. En al wat Jesus wou hê, is dat Abraham moes glo. Nou, kom ons analiseer bietjie hierdie sogenaamde verbond, wat met Abraham toe net daarna, in Genesis 15 vers 7 tot 21 gesluit is. Nou eerstens wat u moet oplet hierso, liewe bruid van Jesus Christus, is dat die Here van Genesis 12 praat dan skielik weer met Abraham vanaf vers 7. Daar word geswitch met ander woorde. Nou is dit weer
die Here van Genesis 12. Hoe weet ons dit? Want hy sê dieselfde. Hy sê wat hy in Genesis 12 gesê het, en ons het mos nou net tot die gevolgtrekking gekom, dat die Here wat daar in Genesis 12 die beloftes gemaak het, was die Songod, Jod-Heh-Wav-Heh, Yahweh. Hy sê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeers, om jou hierdie land in besit te gee. So dis duidelik 'n verwysing terug na Genesis 12, wat vir ons duidelik wys, watter Here dit is wat hier praat. En dan, skielik, is Abraham verward. Hy begin twyfel. En toe maak hy die fout om te vra vir 'n teken. Nou ons God, ons Here Jesus Christus, is nie 'n God wat dit eer as mense twyfel en dan vir hom vra vir 'n teken nie. Want hy het gesê, 'n slegte en 'n oorspelige geslag soek na tekens en wonders. Geen teken sal vir hulle gegee word nie. Behalwe die teken van die profeet Jona. En daarmee het hy bedoel, bloot ek wat gekom het om te sterf en na 3 dae op te staan en so die dood te oorwin. Dit is die teken wat gegee sal word. Geen ander teken sal gegee word nie. Nou ek vra maar net, bruid van Jesus Christus, hoekom? Ons weet Jesus verander nie, hy is nog altyd dieselfde. Hoekom sal hy dan in die Nuwe Testament sê, dis 'n slegte en 'n oorspelige geslag wat vra na tekens en wonders, en geen tekens sal vir hulle gegee word nie? As hy dan sou reageer op 'n teken wat Abraham vra, nadat hy dan nou begin twyfel en verward is. Die Here beveel dan vir Abraham om 'n 3 jaar oue vers, 'n 3 jaar oue bokooi, 'n 3 jaar oue ram, 'n tortelduif en 'n jong duif te bring, en om hulle in 2 te sny deur die middel, en om elke stuk teenoor die ander een te plaas. Slegs die voëls moes hy heel hou. Kyk net die bloedpad wat daar uitgelê is deur hierdie dele van die diere wat so teenoor mekaar gepak is. Nou hierdie Here is duidelik die God van brandoffers, aangesien dit later almal offerdiere van die Joodse volk sou wees wat hulle in terme van die verskillende brandoffers en die offerreëls onder die wet van Moses moes offer en verbrand as 'n brandoffer aan die Here, Jod-Heh-Wav-Heh, om versoening te doen vir verskillende vlakke van sondes. Nou die tradisionele interpretasie wat algemeen aanvaar word, is dat God op hierdie manier 'n verbond met Abraham en sy nageslag gesluit het. En dit staan bekend as die Abrahamiese verbond. Maar, kom ons kyk eers 'n bietjie na hierdie antieke oosterse ritualistiese tradisie en gebruik ons gawe van onderskeiding saam met ons geestelike intellek om te sien of hierdie sogenaamde verbond eerstens inderdaad 'n verbond was en tweedens of dit met die ware God, Jesus Christus, die woord was. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Jode in Judaïsme oor die Abrahamiese verbond en oor verbond. En ek het dit gekry op 'n webblad genaamd jewishjewels.org. Hulle sê, die woord vir verbond in Hebreëus is brit. En dan sê hulle, verbonde in Bybelse tye is dikwels verseël deur 'n offerdier in 2 dele te sny waar tussen die kontrakterende partye gegaan het. Maar eerstens wil ek hê jy moet let op die verwarrende taalgebruik hierso. Die woord verbond en kontrakterende, kontrak, word de mekaar gebruik. Eers is dit 'n verbond en dan is dit kontrak. Waar tydens die kontrakterende partye gegaan het, wat getoon het dat hulle met onbreekbare bande aan mekaar gebind was. Nou, volgens Jewish Jules beteken karat brit
dan dat dit het die vergieting van bloed geïmpliseer. Met ander woorde, 'n bloedverbond. 'n karat brit is 'n bloedverbond. En die bloed is dan die hoofdraer van lewe vir die liggaam in die proses om die ooreenkoms te bekragtig. Steeds Jewish Jules, hulle sê die vergieting van bloed as deel van verbondsluiting toon die erns en vlak van toewyding wat betrokke is. Die verbondsvennote wat die diereoffer gebring het in werklikheid gesê, en hierdie is belangrik, mag dit met my gebeur, as ek hierdie verbond nie nakom nie. Met ander woorde, mag ek in twee gesny word, en my bloed vergiet word, as ek hierdie verbond nie nakom nie. Hierdie ritueel in antieke Bybelse tye was algemeen bekend as die sny van 'n verbond, the cutting of a covenant, of die sny van 'n vloek, cutting of a curse. Aangesien die partye ooreengekom het dat dieselfde met hulle, soos met die diere mag gebeur, as hulle nie hulle kant van die ooreenkoms nakom nie. So, laat ons dus eers die ware regsaard van hierdie antieke oosterse ritueel, bekend as die sny van 'n verbond of 'n vloek, ontleed. 'n bloedeed word afgelê in hierdie ritueel, wat 'n inherente vloek van die dood bevat, wat op die een sou val wat nie sy belofte nakom nie. 'n verbond met die ware God sou eensydig, onvoorwaardelik en met slegs geloof as vereiste gewees het. Let wel, nie 'n vereiste van 'n bloedeed nie. En nou baie belangrik, u moet verstaan, hierdie antieke ritueel is gebruik om 'n blote kontrak of ooreenkoms tussen twee partye, twee of meer partye, met 'n bloedeed te verseël. Dit is al wat hulle gedoen het. Hulle het met mekaar ooreengekom, en om dit die erns nou van hierdie ooreenkoms vas te maak en te bevestig, en dit die partye met hulle lewens daaraan te verbind, het hulle 'n bloedeed geneem, om te sê, as jy nie jou deel van hierdie ooreenkoms nakom nie, mag dieselfde met jou gebeur as wat met hierdie diere nou net gebeur het. Laat ons dus ontleed wat hier gebeur het, terwyl ons God, Jesus Christus en sy ware aard ken. Eerstens, hy is 'n God van eensydige verbond. En 'n verbond is ewig. Hy vereis nie teenprestasie van die mens nie. Hy het niks nodig van 'n mens nie. Hy is almagtig. Hy wil hê ons moet bloot aanvaar wat hy gee in geloof. Belangrik, hy soek nie en hy word ook nie geassosieer met bloed of diereoffers nie, met dood of bloedvergieting nie. U kan maar gaan lees in Matteus 12 vers 7. En dan hierdie is vir my die ding wat soos 'n paal bo water staan, waarby mens net glad nie verby kan kom nie. En dit is belangrik, belangrik, belangrik. Jesus keur nie die aflê van 'n eetgoed nie. Gaan kyk maar wat sê hy in Matteus 5 vers 33 tot 37. Hy sê, laat julle ja bloot julle ja wees en julle nee, nee. Al wat meer as dit is van die vyand af. Dis mos duidelik. Hy keer nie dit goed dat 'n mens 'n eed moet aflê nie. Hy sê dit is van die vyand af. Laat staan nog 'n bloedeed. Laat ons weer eens ontleed wat hier met Abraham gebeur het, terwyl ons die volgende oor die vyand se aard weet. Hy is 'n God van kontrak. Aangesien hy as 'n geskape wese, hy is nie ewig nie, hy is 'n geskape engel, eenvoudig nie in staat is om 'n verbond te sluit nie. Hy soek altyd teenprestasie van die mens en hy gee nooit verniet nie. En belangrik, 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 hy vereis altyd 'n bloedeed.
uitgevoer deur een of ander bloedoffer, om die ooreenkoms te verseël, en om dit 'n nagemaakte verbondsooreenkoms te gee, 'n vervalste verbond voorkoms te gee. Ons kyk nog steeds na die vyand se aard, en ons weet, laastens maar nie die minste nie, is die vyand 'n god van rituele, vloek, bloedvergieting en dood. En hy assosieer hom met die bring van vloeke oor kontrakterende partye wat nie hulle kant van die onderneming nakom nie. Kyk maar net na die verskillende vloeke in vrymesselary wat gekoppel is aan die verskillende rituele. En meestal gaan die vloeke oor dood en vernietiging. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die ritueel. En die Heilige Gees het vir my gewys dat hierdie ritueel eintlik baie diep kabbalistiese betekenis het en dat dit vol allegorie is. Maar ons gaan net bloot 'n bietjie op die oppervlak daarna kyk. Ons sien dat daar eerstens 'n 3-jarige vers is wat in 2 gesny moet word. Dit is 'n vroulike bees. En die 3-jarig elke keer dui maar bloot op volmaaktheid of voltooidheid. Nou in Numeri 19 lees ons dat hierdie vers, dit is in Engels the red heifer, dit moet buite die laar geneem word, geslag word en buite die laar verbrand word. En die as van hierdie vers moet dan in die water gegooi word, en dit word dan water van reiniging van sonde en dood. Nou duidelik is dit 'n voorafskaduwee van die dood van Jesus Christus, wat met sy bloed sou versoen, om die mensdom van sonde en dood te red. Maar kan u sien dat hierdie is die counterfeit, dit is die vervalsing, dit wys wel heen na wat Jesus sou kom doen, maar die vraag is dit van Jesus af? Dit is wat u moet vra, hierdie ritueel. Dit is 'n counterfeit, maar die counterfeit lyk soos die egte een, maar dit is nie. Goed, dan kyk ons nou na die volgende ene, die 3-jarige bokooi. Ons lees in Numeri 15, vers 27 tot 29, dat hierdie bokooi sou later die offer word vir onopsettelike sonde. Dan weer sonde wat jy doen en jy besef nie eers jy doen nou sonde nie, dit was nie opsetlik nie. Die bloed van die bok versoen vir onopsetlike sonde. En dit is weer eens ook 'n voorafskaduwee van die dood van Jesus wat met sy bloed sou versoen en die mensdom ook van hulle onopsetlike sondes sou red. Jy moet duidelik sien dat hier 'n dalende hiërargie is. Ons begin by die diere wat gesny moes word deur Abraham en gepak moes word, begin by die hoogste, die belangrikste, en dan kom dit af in dalende volgorde. Dan kry ons nou die ram, die 3-jarige ram. En ons lees in Levitikus 5, vers 14 tot 19, dat dit geoffer is, die ram, as 'n oortredingsoffer, vir sonde wat jy onopsetlik teen die heilige dinge van die Here, waar jy ook skuldig is aan onbekende sonde teen die heilige dinge van die Here is. En dan moes restituisie ook gemaak word, vir die skade wat aangerig is. Restituisie is jy moet goed maak jou skade wat jy aangerig het. En dit is ook weer eens 'n voorafskaduwee van die offer wat Jesus sou bring om die rebellie van die mens by die sondeval teenoor hom, want dit is eintlik maar rebellie teen God wat by die sondeval gebeur het, om hierdie sonde teen die heilige dinge van die Here wat by die sondeval gebeur het, volledig te versoen of te betaal. En dan lees ons ook in Genesis 22 vers 13, dat die ram wat in die plek van Isak gegee is, die ram is in die plek van Isak gegee om in sy plek te sterf. Isak wat dan nou toe Abraham oënskynlik getoets is, sy geloof getoets is, waar Isak moes geslag word, is die ram in sy plek gegee. En ons weet dat hierdie ook nie van die ware God, Jesus Christus al was nie, maar van die songod, Yahweh, die Here van die duisternis. Want ons God
is eenvoudig glad nie 'n God wat van jou sal verwag om jou kind op die hoogtes te gaan offer nie. So, weer eens sien ons 'n voorafskaduwee vir die verlosser Jesus Christus, wat in ons plek sou sterf. Omdat ons die dood verdien, vanweë ons sonde, moes hy in ons plek kom sterf, om ons vryheid en ewige lewe te koop. Vry te koop van die vyand. En dan laastens 'n tortelduif en 'n bosduif, die laagste vorm van offerhande, wat die armes ook in staat stel om deel te neem aan die offerstelsel. Hulle is let wel nie met 'n mes gesny nie, maar hulle nek is met die hand gewring. Nou in vers 11 lees ons dat aasvoëls het op die karkasse neergedaal en Abraham het hulle weggedryf. Maar Jesus het in Matteus 24 vers 28 gesê, dat waar die karkas ook al lê, en dit is in die konteks van die koms van die antichrist met valse tekens en wonders, dat waar die karkas ook al lê, daar sal die arende, of dan nou die aasvoëls, ook versamel. So Jesus het daar al verwys na die antichrist. En toe Abraham toe in 'n diepe slaap geval het vrees en duisternis hom oorval. Nou weer eens bruid van Jesus Christus, ons God, Jesus Christus, is nie 'n God wat in duisternis werk en vrees of angs bring nie. Hy is eerder die lig, en die lig skyn in die duisternis. En dan in vers 13 en 14 identifiseer hierdie Here homself as die God wat die Israeliete uit Egipte sou lei. Maar in hoofstuk 3 sal ons leer dat dit die vyand was wat die Israeliete uit Egipte gelei het, deur middel van pla en uiteindelik die dood van die eersgeborenes, wat niks anders is as die loosvloek nie, en wat sodoende homself as 'n vals verlosser aan die mens voorgestel het. Dan vers 17, 'n rokende oond en 'n brandende fakkel het tussen die stukke deurgegaan. Maar ons God, Jesus Christus, assosieer hom nie met 'n rokende oond. Dit is met brandoffers of 'n brandende fakkel nie. En hoekom? Twee aparte simbole van die teenwoordigheid van God, as hy slegs een God is. En vir die van u wat gewonder het, watter voeltjie hoor u hierso? Dit is die Piet my vrou hierso by ons in die Bosveld. Pragtig. Die Piet my vrou. Goed, en dan vers 17. Aan die ander kant weet ons dat die songod, oftewel Baal of Molek is die een wat behaag word deur brandoffers. En die maangodin, spesifiek die ou vrou of kroon, Hekate, word gesimboliseer deur 'n brandende fakkel. En ons weet dat in hulle eenwording, as above so below, die songod wat een geword het met moeder aarde, die hemelkoningin, dit beskryf eintlik wat by die sondeval gebeur het. Uit hulle eenwording is die antichrist, of die vals Jesus, dan nou gebore. In Exodus 19 vers 18 lees ons ook dat die berg Sinaï heeltemal in rook gehul was, omdat die Here, Yahweh, in vuur daarop neergedaal het. Die rook daarvan het opgestyg en dan staan daar soos die rook van 'n oond. Kan u sien? Kan u die parallelle sien? Dit is die God van die ou verbond, van offerandes. Dit wil sê Jod-Heh-Waf-Heh, oftewel Yahweh. Nou hier kom ons by die dieper kabbalistiese betekenis
van hierdie ritueel. En die Heilige Gees het maar net aan my geopenbaar, dat dit wat Abraham daar moes uitpak op die grond, in die vorm van die deurgesnyde diere, is eintlik niks anders as die Tree of Knowledge of Good and Evil, die boom van kennis van goed en kwaad, wat die kabbalistiese Tree of Life is nie. Dit is die vyandse koninkryk in die mens, dit versimboliseer die vyandse koninkryk in die mens, waar deur die saad van Satan, die Kundalini, sy gestalte gekry het in die mens. Dit is die gees van die Antichrist, die vals Heilige Gees. En daar sien ons ook dat die Kundalini werk met, daar is die twee slange, kan u dit sien, die een aan die een kant en die ander kant, beweeg so deur die dele ook op, en die een is die songod en die ander een die hemelkoningin, en in hulle eenwording, Ida, Pingala en Shushumna kanale, die 3 kanale, in hulle eenwording, word daar gestalte gegee aan die Antichrist, die gees van die Antichrist. Ja, en ek weet dit is die diepere kabbalistiese betekenis, maar ons raak maar net daaraan. Maar soos ek sê, dit is wat die Heilige Gees vir my geopenbaar het. Daar is natuurlik nog baie meer om hierin te verstaan, as wat ons nou reeds kan verstaan. So die Here het vir my gewys, die Heilige Gees, is dat dit eintlik die 4 wêrelde van skepping in Kabbalah uiteensit. Die skepping van die vyandse koninkryk in die mens, as gevolg van die sondeval, die saad van Satan. Verskoon, laat ek net gou 'n venster toemaak. Ja, want u sal sien daar, kyk na die eerste wêreld, daarso, die wêrelde van skepping. Die onderste een is Azaya, die physical world, dan Yetzirah, the mental plane, dan Bria, the emotional plane, en dan die hoogste een, Atziluth, the plane of will, or the spirit. Kan u sien dat die diere gaan ook op in dieselfde volgorde van die nederigste op tot die hoogste, die belangrikste, die red heifer, heel bo. En dit symboliseer dan die 4 wêrelde van skepping in die Kabbalah, in die kabbalistiese boom van kennis, van goed en kwaad. Want uit die saad van Satan in die mens, het die vyand sy koninkryk gebou, sodat sy gees op die ou einde, die gees van die Antichrist, in die mens gestalte kan kry. Nou, kom ons analiseer bietjie hierdie Abrahamiese verbond, met behulp van 'n tabel. Want dit maak net altyd dinge vir mens baie duideliker. Eerstens, kom ons kyk na offerdiere, die vers, die red heifer, die bokooi, die bokram, die tortelduif en die bosduif. En ons vra, symboliseer dit vir ons Jesus Christus se aard of die vyand se aard? Dan die bloedvergieting wat met hierdie ritueel gepaard gegaan het. Jesus se aard of die vyand se aard? Dan, hierdie ritueel het plaasgevind in assosiasie met duisternis en vrees. Is dit ons God Jesus Christus se aard om met die mens bemoeienis te maak in die midde van duisternis en gehul in vrees? Dan ook die bloedeet. Word ons Jesus Christus geassosieer met bloedeet of is dit eerder die vyand se koninkryk? Dan ook laastens die assosiasie met 'n rokende oond en 'n brandende fakkel. Jesus se aard of die vyand se aard? En ons kom tot die gevolgtrekking, dat hierdie is nie 'n verbond met die ware God nie, maar 'n kontraktuele belofte deur die vyand gemaak aan Abraham en verseël deur 'n bloedeed. En ja, bruid van Jesus Christus, hierdie Piet my vrou, wat u nou hoor, hy kan so die hele nag deur aangaan, hoor. Dit is eintlik nogal baie besonder. Dit is die bosveld waarin ons is. Goed, en dan kom ons nou by verse 18 tot 21. En ons lees dat op dieselfde dag het hierdie Here
'n verbond met Abraham gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af, tot die Eufraat, die groot rivier. Dus, bruid van Jesus Christus, die valsgod, Jod-Heh-Waf-Heh, the Dark Lord, Yahweh, het 'n belofte aan Abraham gemaak en dit met 'n bloedeed verseël. Die simboliese betekenis van om tussen deur die in twee gesnyde diere te loop, is dat as jy nie jou belofte nakom nie, dieselfde met jou sal gebeur as met hierdie diere, naamlik dood. Nou, ons God, Jesus Christus, is eenvoudig nie 'n God van offerdiere, van bloedvergieting, of die aflê van 'n bloedeed nie. Toe ons God, Jesus Christus, 'n onvoorwaardelike belofte aan Abraham gemaak het, in Genesis 15, vers 1 tot 6, van 'n erfgenaam en 'n groot nageslag, was sy woord aan Abraham genoeg, en Abraham se geloof was genoeg. En dit is hom, Abraham, tot geregtigheid gereken. Die vyand het geweet dat die ware Skepper God Abraham sou roep en hom sou kies om aan hom 'n nageslag te gee, waaruit die Verlosser Jesus Christus gebore sou word. Dus het hy ook gekom en met Abraham bemoeienis gemaak en hom ook uitverkies en ook beloftes gemaak, deur tot sy vlees te spreek, om nie net Abraham nie, maar 'n hele nasie en uiteindelik ook die hele wêreld teen die einde van die tyd te mislei om 'n ander Jesus, die Antichrist, te volg. Dis belangrik, wat is die implikasies vir ons as gelowiges vandag? Die sogenaamde Abrahamiese verbond is eerstens nie 'n verbond nie. En tweedens was dit nie tussen die ware God, Jesus Christus, en Abraham en sy nageslag nie. Die Abrahamiese verbond is eerder 'n kontraktuele belofte deur die vyand aan Abraham en sy nageslag, die volk Israel, wat verseël is deur 'n bloedeed. Die sogenaamde Abrahamiese verbond tussen God en die volk Israel is dus 'n groot misleiding en 'n uit en uit leuen. Ek herhaal dit. Die sogenaamde Abrahamiese verbond tussen God en die volk Israel, ook dat God vir hulle daai stuk grond, die land Israel sal gee en dat dit aan hulle behoort, is 'n groot misleiding en 'n uit en uit leuen. En sien ons nie hoe hierdie onderneming van die vyand teenoor Israel selfs in ons leeftyd afspeel nie? Gekoppel aan onmeetbare verlies van onskuldige lewens en geweldige bloedoffers. Baie belangrik om egter van kennis te neem, is dat hierdie standpunt van ons is nie antisemitisme nie. Ons het niks teen die Jode nie. Maar dit is gebaseer op 'n korrekte interpretasie van die Bybel. Terwyl die dualisme in die Bybel verstaan word en die regsbegrippe van kontrak, verbond en bloedeed korrek op die relevante dele van die Bybel toegepas word. Die valsgod, Jod-Heh-Waf-Heh of Yahweh, herhaal sy beloftes aan Abraham in Genesis 17. Hy sê weer, die Here het aan Abraham verskyn en vir hom gesê, nou ons weet wat Johannes gesê het oor hierdie verskyn, dat niemand God nog ooit gesien het nie. En dan lees ons ook van 'n naamsverandering van Abraham na Abraham. Abraham het beteken verhewe vader, en Abraham beteken vader van 'n menigte. Nou, bruid van Jesus Christus, 'n almagtige God,
het eenvoudig nie wat hulle noem nominatiewe determinisme. En dis 'n groot woord, maar ek gaan dit nou vir u verduidelik nodig, om uitkomste en persoonlikheidseienskappe te beïnvloed nie. Hy is almagtig. Nou, daai nominatiewe determinisme beteken, dit is die hypothese dat mense geneig is om na werk of belangstellingsgebiede te graviteer wat by hulle name pas. Met ander woorde, dat jou name invloed het op jou lewe en dat die betekenis van jou naam die effek het dat jy op die ou einde sal doen of sal word dit wat jou naam beteken. Dit was van die vals Jod-Heh-Waf-Heh of Yahweh, aangesien die teenprestasie was besnydenis. Gaan lees maar in Genesis 17 vers 10. Die vyand wil altyd bloed hê om 'n ooreenkoms te beklink. Die besnydenis is die bloedeet wat die Israeliete van hulle kant af moes neem. Die betaling in bloed om die beloftes wat gemaak is aan Abraham te ontvang. Die vyand vereis altyd 'n vleeslike teken, terwyl die teken wat ons God gee altyd geestelik van aard is. En die straf vir nie-besnyding is die dood en of vernietiging. Ons weet ook verder dat dit van die valse here Jod-Heh-Waf-Heh of Yahweh was, aangesien hierdie ooreenkoms tussen die vyand en Abraham was soos 'n belofte om geestelik te trou op sekere voorwaardes. Dit wil sê, die besnydenis was soos die geestelike verlovingskontrak. Maar die geestelike huweliksooreenkoms sou dan baie later eers plaasvind, wanneer die Israeliete die vyand in die Sinaï-woestyn sou ontmoet, by die berg Sinaï, oftewel Horeb. Nou kom ons by ons gevolgtrekking. Israel is inderdaad deur die ware God, Jesus Christus, in Genesis 15 vers 1 tot 6 uitverkies, vir 'n bepaalde tyd en 'n doel. Naamlik, om die geslagslyn van die Messias, Jesus Christus te wees. En vir daardie doel het Jesus ook beloof om vir Abraham 'n erfgenaam en 'n groot nageslag te gee. En het hy beloof om sy God te wees. Die volk Israel het egter nooit in 'n verbond met die ware God gestaan nie. In plaas daarvan staan hulle, dit is diegene wat Jesus Christus as die Messias verwerp, tot vandag toe nog in 'n ooreenkoms, 'n kontrak, met die vyand, wat verseël is deur 'n bloedeed, en met die besnydenis as vleeslike teken. Aangesien die Jode in Judaïsme Jesus Christus as die Messias verwerp het, geniet hulle nie meer die seëninge van die ware God nie, maar staan hulle slegs in 'n ooreenkoms met die vyand wat met bloed verseël is. Die amptelike God van die nasie Israel is dus die vyand. En soos Jesus gesê het, as ons enigstens twyfel, kyk maar net na die vrugte, want die vrugte openbaar die identiteit van die geestelike boom. Selfs in hulle landsvlag kan 'n mens die teken van die anti-kris sien, want die twee driehoeke versimboliseer die songod wat gemeenskap het met die hemelkoningin, as above, so below, en uit hulle eenwording, die anti-kris. Nou dit is 'n uiters belangrike openbaring hierdie wat die Heilige Gees vir ons gegee het, vir die eindtyd, aangesien die vyand sal probeer om baie te mislei, deur die nasie van Israel, en deur die leuen dat hulle steeds die uitverkore verbondsvolk van God is. Nou, wie is dan vandag die geestelike kinders van die ware God? Paulus sê in Galasiërs 3 vers 7, dat almal wat in Jesus Christus glo, geestelik kinders van Abraham is.
In hoofstuk 3 sal ons ondersoek instel na die volgende. Wie het Moses by die brandende bos geroep? Wie het die Israeliete uit Egipte gelei? En wat het by die berg Sinaï gebeur? En, baie belangrik, hoe dit alles ons daartoe gelei het om, onwetend, ook 'n ander Jesus te aanbid, deur die godsdiens waarin ons ingelei is, ook deur die Bybel. En dit, my liewe bruid van Jesus Christus, is as gevolg van die dualisme in die Bybel. Ons gee weer eens, soos altyd, alle eer en heerlikheid vir hierdie lering aan die Heilige Gees van ons Here Jesus Christus. Dankie Jesus vir hierdie openbaringe. Geweldig belangrike openbaring vir die eindtyd. Bruid van Jesus, help ons asseblief om die waarheid van Jesus Christus te versprei, deur in te teken op ons kanaal, deur kennisgewings aan te skakel, deur hierdie video te like. Want wat gebeur is, as u die video like, hoe meer likes daar is vir 'n video, hoe meer sal die YouTube algoritmes ons video aan die breër publiek daar buite bekendstel. En deel dan ook, deel hierdie video met soveel gelowiges as wat u ken. En as hierdie lering u geseën het, as u die waarheid in hierdie lering ontdek het, en dit vir u 'n groot lig laat opgaan het, die lig van Jesus Christus, dan vra ons dat u ons ook sal seën asseblief, bruid van Jesus. Seën ons met 'n liefdesoffer, klik bloot op die skakel na ons webblad in die beskrywingsboks hieronder, en daarna klik u net op skenkings, as u op ons webblad gekom het. Ons dank u by voorbaat, Agape Liefde, Deedrey Pieterse, Ignited in Christ, Suid-Afrika.